Hi vriende, baie welkom by nog 'n program van my en my vrou se series Groei Saam. En ja, vandag het ons vir julle 'n spesiale besoeker laat invlieg vir die geleentheid. Maar voor ons begin, kom ons sluit net die oë. O allerheiligste almagtige koning vir alle konings. Jahwe Here ons God. Vader, baie dankie vir die nog 'n geleentheid wat ons het om iets uit die woord uit te kan leer. Vader, ek wil U vra, open ons geestes, verstand, ore, dat ons regtig sal hoor wat U vir ons wil sê, en dat ons dit deel maak van ons hele lewe. Vader, ons loof en ons prys en ons dankie vir hierdie platform wat ons het, om U woord te kan deel. Ek bid dit in Jesus naam en ek sê vir U dankie my God. Amen. Amen. Ok, vriende, kom ons groei saam. Ek is hier by Pastoor Chris pastorie. Baie gestres. Ek het kom sien en ek weet nie, my hart klop in my keel. Weet jy wat is fout nie? Hoe moet ek hom by die huis kom sien? Hallo? Chris? Hey, Eldien, ek is so bly jy kon dit maak. Wat is die rede wat ek hier is? Jou presente. Presente? Ja, Maar jy het gesê dis presente van die Heilige Gees. ek weet. Nou, maar ek verstaan nie. Ek gaan dit vir jou probeer oopmaak, want jy lyk my jy wil dit self oopmaak. Kom in, kom sit. Dankie. Eldien, ek het my broer laat invlieg spesiaal vir jou. Ja, Vir my? net vir jou, Hoekom? want jy maak my moedeloos. Verstaan nie. Ek ook nie soms nie. Maar jy vra my soms vas. Groot jou vas. Ja, ek moet jou goed verduidelik, maar dalk kan Pieter dit vir jou net in 'n Pieter. ja, Pieter. Maar hoekom is hy so spesiaal om my te kom sien? Want weet jy Eldien, hy is verder geleerd as ek. Hy het sy doktorsgraad in teologie, né? Ja, hy's dokter. So jy moet hom noem Dr. Boyse. Dr. Boysen? Ja, vir my sy boetie. Aangenaam kennis, Dr. Boysen. Baie dankie dat ek hier kan wees saam met julle en dankie vir die geleentheid. Waarvan af kom jy? Van sy ma en sy pa af. Ek kom van Gauteng af. Gauteng? Ja, ek het vir julle kom kuier hier in die winderige city. My boetie het my so 'n bietjie die agtergrond gegee van jou geskenke wat jy so hoor opgewonde is. Ja. Maar kan ek net by sê was. Maar blykbaar verstaan jy nie wat is hierdie geskenke nie. Nee, ek doen nie. Want ek het gewag met presente. Ek was so daai maandag net. Dit was die beste dag van my lewe. Ek het geweet ek gaan geskenke kry vandag. Maar toe bars Chris my babbel en hy sê dit is nie fisiese geskenke nie. So ek weet nie eintlik, ek verstaan nou nog nie eintlik dit nie. Want ek wag vir my geskenke. Ek hoop ek gaan 'n nuwe kar kry of iets soos dit. Moet sien. Mooi nuwe goed. klere. Aards goed. Gaan jy dit eendag kan saam met jou vat as jy Die aarde verlaat. jou aardse woningkie opslaan en huis toe trek? Gaan jy daai geskenke wat jy nou so oor bekommerd is of opgewonde is oor, gaan jy dit kan saamvat? Of gaan jy die geskenke wat die Heilige Gees vir jou gaan bring, kan saamvat? Maar ek verstaan nie lekker nie. Kan mens nie jou goed saam met jou vat as jy doodgaan nie? Ja, jy het mos 'n ventertrailer. Ja, en daar's mos 'n ATM ook. Ja. So jy kan jou bankkaart ook saamvat. Was dink klerewinkels ook vir jou. Nee, ongelukkig gaan dit nie so werk nie. Daar is nie 'n ATM nie. Daar's nie klerekaste nie. Ag nee. Jy gaan soos wat jy gekom het. Hoe's dit? Het jy met 'n ventertrailertjie afgelaai of is jy deur God geskape? Ek is deur God geskape. Ek het seker Jy dink? obviously ek is deur God geskape. Ek het mos nou nie goed gehad ek was ons 'n babatjie gewees. Maar Nou, ek het hard gewerk vir al my goed. Wat voort van dit? Hoe kyk? is aards goed. Maar hoe Jy gaan nie daaroor gepla wees nie. Hoekom nie? Want dit gaan 'n baie beter lewe wees wat ons het. Hoe ek verstaan nie. Jy gaan in 'n koningshuis in. Koningshuis. 'n Koningshuis. Maar ek is nie 'n prinses of ietsie. O ja, jy is. Nie waarmee Onthou ek net, sukkel. God skape nie verkeerd nie. God skape almal perfek volgens sy wil. O, okay.
En die gawes wat ons van gepraat het, is die gawes van die Heilige Gees. Ja. Hy bring dit vir jou. Jy kan dit afbid, jy kan bid vir meer. En God is 'n God van genade en hy gee. En hy gee met liefde. Hy gee vir elkeen. En hy gee vir elkeen wat vra. Maar dan sê hy ook vir ons, jy moet vra. Jy kan nie net verwag die hele tyd nie. As jy wil koffie hê, of as jy Chris wil koffie hê, dan vra hy mos. Ja. Dan maak jy. Ja. Selfs met die Heilige Gees. As jy iets wil hê, dan vra jy daarvoor. Maar pastoor Chris het vir my gesê dat ek kan nie die gawes van die Gees kry of die geskenke dan wat ek nou gaan kry nie. As ek die vrug van die Gees het nie. Jy moet eers leer kruip voordat jy kan hardloop. Want jy is nie gebore om te kan hardloop direk nie. Nee. Sy dink so is. So almal van ons wat wedergebore word Ja. in die Gees, Ja. moet eers kruip. Okay. Dan kan jy begin hardloop. So is die vrug van die Gees nou om te kry? Sien dit dieselfde soos jy moet eers gevoed word met melk. Jy kan mos nie vir 'n baba dadelik vaste kos gee nie. Ja. Jy gee hom eers melk. Ja. Tot hy groot word, dan kan hy vaste kos kry. Presies hoe dit werk met die Gees. Okay. Ons gaan almal deur daai baba fases. Ja. Want jy is Om nog dit 'n in- babietjie. Om dit in 'n laymanstaal te sit, is jy's 'n babietjie Christen nou. Ja. 'n wedergebore babietjie Christen in Jesus. Ja. So nou moet jy eers begin kruip, dan begin jy 'n bietjie rondwaggal en dan kan jy hardloop. Maar jy kan ook nie weghardloop vir die Gees. En op daai ene as jy begin loop, nê, soos 'n klein babietjie, dan val jy op die boude. Ja. Maar as ons val op ons knie, Hoekom? dan kan jy nie meer omval nie. Hoekom nie? Want op jou knie kan jy nie omval nie. Dan staan jy mos voor God. O. En dan hoekom? Dan bid jy. O. As jy voete onder jou uitgevat word, nê, val jy op jou knie. Okay. Ek wil net weet nê, is ek nie moeilikheid dat ek vandag hier moet wees? Dan dien ek is net moedeloos vir jou. Moedeloos. Heavy. Maar ek verstaan nie. Jy het gesê ek moet die mense by my werk hê, nê? En toe dink ek bietjie daaroor. Dis actually nie so moeilik om mense by die werk te hê nie. Ek het eintlik 'n bietjie daaroor gedink. Jy was nogal reg geweest. Want jy het gesê ek moet begin met liefde. En nou is ek sommer 'n bietjie meer geduldig ook. Ek is so bly dat jy nou 'n bietjie daardie goeders aangeleer het, maar weet jy, soos ek ons gepraat het mos laaste keer daar by die werk. Het jy mos 'n probleem van hoe weet jy jy's gered en hoe weet jy dat God het jou lief en Ja, want ek voel nie lekker nie. Ek voel nie asof iemand my baie lief het nie. mens sien dis wat ek ons gesê, dis die vyand wat jou aanval. Dis die vyand wat jou so wil laat voel. Want hy wil nie hê jy moet groei. Maar ek wil nie meer so voel nie. Jy moet nie so voel nie. Ek kan dit nie help nie. Dis hoe ek voel. Wat moet ek maak om nie so te voel nie? Ek het al vir jou gesê. Wat? Lees jou Bybel bid elke dag. O ja. Sien jy? Ek sien ek waarmee jy sukkel. Sy luister nie. Ek onthou daai rympie. In feite daai liedjie. Ons in die kinderkrans gesing. Sy het nie kinderklas toe gegaan, sy jok. Sy het verby die kerk geloop. In skool. In die skool. Ja. So, okay, ongesien julle nou so gaaf is om my vandag spesiaal te sien op 'n Saterdag, wat ek regtig waardeer. En ek maar vra wat ek verder gehad het oor aanvalle van die Ek is seker Dr. Boysen kan dit vir jou antwoord. maar ek wil nog kan ons nog een van die tyd weer praat oor die gawes van die Gees, want Jou geskenke. my geskenke ja. Natuurlik, ons kan ons daar gesels ook nog. Okay. So ek hoef nie net oor een ding te gesels. Nee, ek wil nou eintlik hê jy moet praat wat op jou hart kom praat. Dat ons hierdie storie nou sit wat hoe noem jy dit? Goed te bed. Bly to rest. Maar as Maar ek sien jy, vra as jy begin maar Maar as ek die vrae deur mekaar vra, dit maak nie saak jy antwoord ons deur mekaar. kan jy nie omgee nie. Nee, glad Glad nie. glad nie. So ek kan vra- Ons het mos geduld. Duld. Onthou jy nou weer? Dis een van die vrug van die Gees. Hy sê iets onthou. Ja. Want jy het dit mooi aan my verduidelik. Okay, so my eerste vraag is dan. Dankie dat julle my eerstens genooi het, maar my vraag is daar 'n gevaar dat mense geestelike aanvalle oorskat en alles as 'n aanval sien, selfs natuurlike gevolge
of hulle eie foute? Ek wil weet, is dit 'n probleem dat mense geestelike aanvalle oorskat? Onderskat. Nee, oorskat. En elke dingetjie wat met hulle gebeur sien as 'n geestelike aanval. Selfs as dit natuurlike gevolge is of mense se eie foute. Is dit 'n probleem as ek dink alles is 'n geestelike aanval? Eldien, ek weet nie. Dit kan 'n ja en 'n nee wees. Kyk, alles kom ook na ons toe deur beproewings, né? Eldien, jy weet nie, dis 'n belangrike punt. Jy sien, nie elke probleem is 'n demoniese aanval. Ek meen, as jy 'n slegte besluit geneem het, dan moet jy mos maar die gevolge dra daarvan. Dit is mos hoe die leenaar mos nou kom en hy kom vertel vir jou en ons raai klomp leens, hoorie so, kom ons vat byvoorbeeld, jy vul jou teksvorm verkeerd in. Ja. Wie gaan weet? Niemand, dis mos Maar lekker sien jy? om geld terug te kry. Sien jy, nou wat gebeur nou? Maar hoe weet jy ek voel my teksvorm verkeerd in? O, né? Jy skelm ook nog. Ek het nie gesê ek skel nie, ek voel net hoe weet jy. Want dan is jy mos nou oneerlik. Okay. So moet ek dit reg aanvul. Genade. Pieter, wil jy nie help nie? Ja, nee, kyk. Verduidelik gou vir my, wat verstaan jy onder diefstal? Diefstal. Ja, wat verstaan jy onder diefstal? Diefstal is as jy in 'n bank inbreek en jy steel geld, of as jy by iemand in die kantoor sien op hulle tafel is hulle laptop of hulle tablet en jy vat dit, is diefstal. Is jy seker? Natuurlik. Jy geweet jy kan jou werk se tyd ook steel. Het jy geweet jy kan jou eie tyd steel? Hoe? Om leerig rond te sit. Ja. As jy op pauses om te werk en jy kyk movies. Of jy speel game. Ja, mevrou Township. Jy het vir hom gesê ek speel game. Aldien, weet jy sit so in bewe, jy wil klaar kyk of jou mielies geplant is of wat ook al. Ja, ek was besig om te kyk my vliegtuig nog gekom het. Ek sorry. Jy sien, So, Alleen, as jy skuldig voel oor iets, wat doen jy daaromtrent? niks wat Vergeet jy net daarvan? ja, ek- Of dink jy maar, okay, kom ons wag tot die gevoel verbygaan? Nee, ek hoop dit gaan verby en dat ek nooit weer daaraan te dink nie. Dat niemand gaan uitvind nie. En as mense uitvind, Ja, dan hoe gaan jy hulle face? gaan maar met leens. Loop en Jy sien, en dan begin dit nou soos 'n snowball effek hê. Ja, Né? ja, Een klein leentjie of een klein diefstalletjie ja. gaan ontplof in iets groters. Maar ek gaan iemand se Jy tablet kan hê. jy kan jou werk verloor, jy kan jou aansien verloor, jy kan jou naam verloor en jy kan in die tronk gaan sit. en jy kan in die tronk In opeindig. die tronk. As jy op Ek jou het niks eens gevat nie. as jy op jou SARS cheat, wat op Ja. jou toesluit. Ja, dis iemand wat jy nie meer speel nie. Dat maar goed reg invul dan eerder. Verkieslik. Ja, Okay. nee. Ek weet die regte syfers. Nou wat van al die ander wat ek verkeerd gedoen het? Vra vergifnis. Jy gaan op jou knieë en jy gaan vra om vergifnis. En jy probeer om dit nie weer te doen nie. Okay. Ek sal probeer om dit te doen. En vreugde, sê vir my, hoe voel jy oor vreugde? Wanneer voel jy op jou gelukkigste? Wanneer ek my geskenke sou gekry het, was ek op my gelukkigste. Wanneer jy shopping doen. Ja, en shopping. Wanneer sy haar kredietkaart uitmax. Ja. Ek voel nie baie happy as ek dit moet betaal nie, maar as ek die shopping gaan doen, dan voel ek goed. Okay. Dis mos lekker. Nou, hoekom doen jy nie jou shopping in die woord van God nie? Hoe doen 'n mens dit? Jy geweet jy kan koop. Maar nie nonsens praat nie. Ek Jy het nie 'n kan. Bybel gebruik om goed te koop nie. Jy kan. Jy kan vir jou ewige lewe koop. Ewige lewe. Ek Wil verstaan. jy, waartoe wil jy gaan eendag? Wil jy hemel toe gaan of wil jy hel toe gaan? Jy kan net een van die Jy kan, dit is net een van die twee. Daar's nie 'n middelweg. Ja. Maar gaan ek nie outomaties hemel toe nie? Nee. Jy moet Ek is dan 'n goeie mens. Ek gee vir mense bedelaars wat kom bedel by die huis of sulke dinge. Ek doen Dit is nie goeie mense wat hemel toe gaan, dis gelowige mense. gelowig nie. Ek is mos gelowig soort van. Soort van. Hey, Pieter, vat oor asseblief. Okay. Ek sal dit dring nog op wat ek moet maak. Wil jy Jan Tax bel? Nee, asseblief nie. Ek sal my teks reg invul in die toekoms. Okay.
Sê vir my, wat verstaan jy onder wedergeboorte? Ja, ek weet eintlik wat dit is. Hy Eldien, ek het dan vir jou gesê. Maar ek het As jy Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker. ja, dis reg. Okay, ek het nie geweet eintlik dis wedergeboorte. Goed, Collie. Toe jy vir Jesus aangeneem het as jou saligmaker en verlosser, né? Ja. Hoe het jy gevoel? Ek het verlig gevoel. My hart was Is nie daai gewig van jou skouers afvoel? ja, ek het verlig gevoel en ek het so bly gevoel en alles, maar intussen tyd het ek nou al 'n paar keer bietjie teruggeval en bietjie verkeerde dinge gedoen en Teruggeval in die wêreld. Soos om vakansie te gaan hou om vir die Here by die huis te los. ja, want Chris het gesê ek my Bybel saam moet vra vir my, hoekom moet ek my Bybel saam met vakansie? Dus sê hy vir my, maar hoekom moet ek vir Jesus by die huis los? Hoekom moet Jesus nie ook op vakansie gaan nie? Hoekom kan ek nie my Bybel saamvat en laat my familie sien en almal dat ek my Bybel lees nie? Ek het gedink dit is 'n stupid plan, maar ek het toe my Bybel saamgevat en dit was nogal nice geweest. Ja. Maar intussen tyd het ek nou alweer 'n bietjie afgedwaal en nou nie my oggendgebed gedoen nie en al daai tipe dinge. Hoe word jy wakker in die oggend? Wat doen jy heel eerste? Ek kan net raai. Ek maak my game oop. En Okay. dan kyk ek op my voertuig en wat ook al en dan En seker jou treine. met treine en dan gaan maak koffie en dan gaan ek vinnig stort en dan Mhm. jaag ek om by die werk te kom want ek het nog net weer laat geslaap. So jou dag bestaan uit 'n gejaagheid. Ja. Hoe laat staan jy op in die oggend? So 7 uur se En kant. dan hoe laat word jy wakker? 6:30, want ek kan net 'n halfuur tyd om my koffie te drink en my game te speel en te stort en alles. Veel Chris mee. Okay. Ek gaan vir jou nou 'n uitdaging gee. Uitdaging. Ja. Okay. Vir die volgende week. Ja. Doen dit net vir die volgende week. Ja. Staan 'n halfuur vroeër op. Maar Nee, dan- Ek gaan vir jou Ja, word 'n halfuur vroeg wakker. Helpie staan op en jy is nie wakker. Ja, dan moet ek bietjie vroeg gaan slaap op. dit kan ook dalk help, ja. Ja, want ek gaan slaap is laat. Ek speel game tot 3 se kant toe. Nou in plaas van om game te speel, Ja. ek gaan vir jou 'n link stuur Ja. vir 'n Bybel op jou foon. Bybel op my foon. Dan kan jy vir die Bybel altyd saam met jou vat. Daar's goeie leesplanne daarop. In die oggend jy wakker word. Ja. Moenie eers opstaan en begin met jou besigheid geroldag. Ja. Staan op. Bedank jy God Onthou soek vir 'n nuwe dag. Soek allereers die koninkryk van God. En al die dinge sal vir jou bygevoeg word. Staan vir ons in die woord. Okay. Maar ek sal vir jou die link stuur vir die Bybel vir die Bybel, dis 'n YouVersion. Ja. Jy kan enige soort Bybel daar kry, jy die NVK, jy die KJV, jy het alles. Kan ek 'n nommer kry asseblief Dr. Boysen? Dan Is maklik. gee maar vir my 068 068 577 577 9817. 981. Ja, Is jy ook op die YouTube kanaal van JC Administration? dis korrek, ja. Ja, so ek kan jou preek ook gaan luister as ek Jy wil. kan dit ook gaan doen, ja. Okay. Jy is Wanneer gaan jy meer tyd as kry vir dit welkom. so by the way? Ek weet ek gaan nou net begin 'n plan maak om my lewe te verander. Maar soos ek jou die uitdaging vir jou gegee het, Okay, so wat moet ek nou presies doen? elke oggend Ja, staan 'n halfuur vroeër op, ja, maar spandeer eers jou eerste halfuur ja. saam met die Here. Dan kan ek Ontmoet hom eers in jou oggend Ja. en dan sien jy hoe rustig raak jou dag. Okay, dan gaan ek so gejaag wees. Jy gaan nie gejaag wees nie. Nee, glad nie. En laat jy so werk ook nie. Nee. Jy staan net 'n halfuur vroeër op. Dis van die dae maar bietjie laat gewerk. Ek het dit nie gehoor nie. Maar as jy Ja, ek was daai dag laat by die meeting met Chris nie. Was dit nou omtrent die storie van die kantoor deur was ek maar gelukkig het al ons kantore venstertjies. Want dit sou ook nou 'n probleem gewees het as 'n man en 'n vrou saam in een kantoor is en deure toe, maar alle kantore het vensters. So enige iemand kan te enige tyd weet wat aangaan in die meeting. En toe was ek so in die moeilikheid, nie in die moeilikheid nie, maar Chris het my so mooi verduidelik van God se tyd en dat God nooit laat is nie. En God is altyd in die perfekte tyd. kyk God, sy tyd is die perfekte tyd. Ja. Dis ons wat die tyd aanjaag. Ja, Ons wil dinge laat gebeur soos in onmiddellik gebeur. ja, Ons wag nie
om vir die leiding, vir besluite wat ons moet neem. As jy 'n belangrike besluit by die werk moet neem, om sê byvoorbeeld iemand te fire, Ja. gaan jy eers na jou baas toe, kry jy leiding by hulle, of doen jy dit maar net uit jou eie? Gelukkig wil ek nie mense te fire nie, maar as ek dit sou moes gedoen het, gaan ek dit self doen. Ek gaan definitief na my baas toe Nou- gaan of hulle vra vir leiding. Nou as jy jou dag begin, hoekom nie saam met God begin nie? Laat hy vir jou die leiding gee. Dit is dieselfde. Kom op dieselfde neer. Begin jou dag eers met God. Ja. Vra sy raad, vra sy hulp. Ja. En dan sien jy sien hoe verander jou dag. Want jy gaan met meer vreugde dan die dag kan ingaan. Nog een van die vrug van die gees. Nog 'n vrug van die gees. Kyk hoe maklik is dit eintlik om die vrug van die gees te hê. Jy moet net bereid wees om dit te vat. Ja. Dis al waar dit op neerkom. Okay. So, ek het nie geweet dit is eintlik so maklik nie. Ek het dan al begin met die liefde gedeelte. Want Chris het gesê alles is gebaseer op liefde. Want God is liefde. Ja. Dit is sy woorde gewees. My woorde nie, dit staan in die Bybel. Dit staan in ons woord. Ja. Ja. Ons se liefdesbrief. Dit is korrek. Okay, so. Ek het So begin maar daar. ja. Ek sal aanraai begin kry vir jou daai, ek sal vir jou 'n paar programme gee wat jy kan begin lees in die oggend. Ek gaan my nommer op vir gee. Kyk, gee maar. 082 Okay, 082. 92 Ja, 49 ja, 458. 458. Gaaf. Dan sal ek vir jou die link stuur. Baie Dan dankie. kan jy in die oggend jou dag reg begin. Ek het ook in die begin, het ek ook maar 'n dol lewe gehad. Ek is nie net 'n pastoor, ek is 'n polisiebeampte ook. O, is jy in die polisie? Ja. En my dae begin nog. nog- Ek het veel gesien van my teks. Ja, nou, jy sien, nou weet ek al van en nou gaan ek jou opvolg op jou. Ja. Ek sal so nou en dan 'n bietjie inloer om te kyk of jy die regte pad nog op is Ja. en of jy my boetie grys hare gee. Maar ja, ons is saam in hierdie gesprek. My Chris, Ja, nee, ek luister maar so. Weet jy hoeveel keer het ek dit daarvoor gesê? jy moet net jou dag reg begin en dan sien jy sien alles val in plek. Okay. So, En dan kry jy jou geskenke. Elke oggend kry jy jou geskenk. ek verstaan nie, ek het niks op my tafel wat se geskenke ek het nie. Die vreugde in jou hart Die liefde, is 'n geskenk. vrede, vreugde. Dit is wat jy moet kry, dis die geskenk, ja. Ja. Dis die vrug van die gees. En wat se geskenke is daar nog? Vrede, vreugde, liefde, hoop, vertroue, Selfbeheersing. selfbeheersing. My Nederigheid. selfbeheersing is al beter. Nee, Chris. Behalwe as jy by party winkels verby stap. Okay, ek sal 'n bietjie werk daaraan. Maar soos wat jy met my gepraat het oor die kantien, ek is nie meer so dat ek soos 3 Jy sien- bordkos gaan skep nie. Ja, jy gaan die vrug van die gees kry en dan gaan jy die gawes van die gees kry. Gawes. Korrek. Maar ek verstaan nie wat is dit nie. Ek sal vir jou my boek stuur wat ek geskryf het. Het jy 'n boek geskryf? Hoor My dit. dokter 'n boek geskryf. Ja. Wat 'n boek? Gawes van die gees. Oh, kan ek dit koop in 'n winkel? Jy kan hom op jy kan my bel en op download ek hom vir jou. Dan stuur ek hom vir jou. Ek het dit op Verniet. verniet. Sommer net so sonder om enigiets te vra vir dit. Ons het verniet gekry, so ons gee Ons verniet gee weg. verniet. Oh, sure, dis amazing. En daar's bitter min mense wat goed vandag verniet weggee. God se liefde is verniet. Ons het elke Alhoewel dag dit jou prys kos ons het suurstof. Wat 'n prys kos dit my? om jou kruis op te tel elke oggend en Jesus te volg. Hoe sien mense dit? En daai kruis wat jy moet optel is die aanslag van die vyand. Is om jou teks reg in te vul, geduldig te wees met mense, lief te wees vir mense, selfbeheersing en dan moet jy lewe soos wat Jesus geleef het. Probeer alkans. Wat ons nie sommer gereg kry nie, maar Ja. gelukkig het ons 'n Vader van geduld. En ons die Heilige Gees wat ons lei. Ek weet of ek dit gaan reg kry. Jy sien, daar Daar sê jy alweer, Daar- daar daar sal maak jy jy weer klaar klaar vir- vir jou twyfel. ja, en daar kom maak die Satan weer 'n deurtjie oop. Of maak jy 'n deurtjie? Hoekom twyfel jy daar? Want ek glo nie ek is sterk genoeg of goed genoeg om Niemand dit te is doen nie, maar die Heilige Gees is. Maar wat het die Heilige Gees met my te doen? Jy moet in jou woon.
Dis mos hoe jy die vrug bring. Dis jou geskenke wat jy gaan kry. Weet jy hoe werk dit? Sien jy? Ek sien waarmee jy sukkel. Maar ek probeer nog steeds verstaan, hoekom kan ek dit nie goed sien nie? Die geskenke nie. Jy kan dit sien. Hoe? Kyk by jou venster uit. Ja, Sien jy die water? ja, Maak dit jou rustig. ja. Gee dit jou vrede. Dit lyk so stil en pragtig. Ja, dit doen. Nou, Nou wat? dan kan jy dit mos sien. Ja. Is dit 'n geskenk? Tuurlik is dit 'n Dis geskenk. geskenk om te kan sien. O, 'n geskenk om te kan sien. Ek het nie so daaraan gedink nie. Alles in die lewe is 'n geskenk. Ons is net hier vir tydelik. Jy sien jy want dit is, ons almal maak 'n fout. Ons hou ons oë gerig op aardse goed. Ja. Hoekom het sê die Here dan maak vir jou skatte in die hemel bymekaar waar ros en moed dit nie kan vernietig nie. Nee, ek weet nie, ek verstaan nie dit nie. Jy verstaan nooit niks nie. Ja. Hoe maak 'n mens skatte in mekaar hemel? Jy het net gesê ek mag niks saamvat hemel toe nie. So ek Dit is nie wat jy gaan saamvat eendag toe nie, Elvie. Dit is mos net Dit klaar is daar. klaar daar vir jou. God hou dit vir jou daar klaar. Maar hoe weet hy ek gaan dit nodig hê? Want hy is het al- almagtig. Alomwetend, Wow. alomteenwoordig. So hy hou die geskenke vir my eers wanneer ek eendag in die hemel is. Nee, Nou hoe werk dit? jy bid dit en vra dit. En dan? En dan glo jy gaan dit ontvang. Dis wat jy gesê het, lees jou Bybel, bid elke dag. Kom in 'n gemeenskap van gelowiges dat jy kan groei en groei en groei. O ja, Chris, eerstens wil ek net sê ek is jammer ek was nie Sondag vir die kerkie. Nie vir my jammer sien. Ja, maar ek het verslaap. Ja, mevrou Township. Ja, jammer. Ek het game gespeel tot 05:30 toe en toe kon ek net nie opstaan om betyds vir kerk te wees nie. Ja, nee, so dit maak 'n mens mos tyd vir niks. Ja. Maar okay, ongesien julle nou so mooi met my gepraat het oor my tyd en alles het ek gedink ek sal nou hierdie deur harder probeer. Begin jou dag reg Ja. en jy sal sien alles sal in plek val. Ja. Ek gaan definitief dit probeer. Ek gaan jou op die morning devotion groep ook sit. Morning devotion, wat's dit? Dis elke oggend wat ons almal boodskappe stuur, Ja. Christelike leidingsboodskappe om jou dag reg te begin. So hoe kom ek op die groep? Ek sê jou opsit. Maar okay, as iemand anders op die groep wil wees? Ek heb sy nommer. Dan gee jy my nommer. Okay, maar hoe vertel ek hulle van die groep? Jy begin getuig van Jesus. Jy begin getuig van hierdie dag wat ons jou bemoedig en krag inpraat. Ja. En dan getuig jy van Jesus. Ja, dan kan ek vir hulle sê hulle kan ook op die groep kom as hulle wil meer weet. Enige tyd as enige iemand is welkom. Okay. Ja, dis nogal nice dat julle so 'n groepie het. Ons moet die woord deel. Ons het ons verniet gekry. Ons kry dit Net verniet. om op die groep te wees. Ons het net data. Subscription te betaal. Nie. Nee, En op julle YouTube kanaal, dis dis subscribe vir daar ook. Jy kan subscribe, sal nice wees, maar jy betaal mos nie. Betaal jy nie? nee. Nee. Betaal nie. Jy betaal net jou data. Data. O, okay, ek het dan data. Ons het 'n wifi by die huis. O, jy bam nie wifi van iemand anders af, jou neighbors of iets wat jy Nee. per ongeluk ingelok het. Nee, my man betaal vir wifi. O, arme mens. Ja, nee. En dan as wat ek al my meeste van my data is seker maar vir my game. Maar ek sal dit maar moet verander. Ek gaan met Weet jy, daai game vir jou hindernis is tussen jou en God staan, dan moet jy daai game delete. nee, ek gaan nou Enige iets wat tussen jou en God staan, moet jy delete. ek gaan nou sê wat ek Verwyder dit uit jou lewe uit. ja, nee, maar ek gaan minder games speel en ek gaan doen soos wat Dr. Boysen vir my gesê het om my dag reg te begin. Maar ek dink amper ek het ook op jou gesê. Ja, jy het. Maar Wys jou net een oor in aan een uit. ja. Kan ek nou nog 'n vraag vra oor aanvalle van die duiwel? Ja, gooi hom. Okay. Jy doen mos altyd lofprysing en aanbidding in jou kerk, né? Nee? So ek wil nou net weet, hoe speel lofprysing en aanbidding 'n rol in die afweer van aanvalle? Hoekom doen 'n mens lofprysing en so tipe goed? Help dit regtig vir geestelike aanvalle? Want dit is lekker. Dis lekker. Dit is nie lekker om die Here te loof en te prys nie. Ja. Nou, dis mos lekker. En weet jy, lofprysing is 'n kragtige geestelike wapen. Jy roep mos die Een Here. wapen? Ja. En dit is hoekom jy dit hard doen.
dat die vyand en sy demone kan hoor. Jy en God, of God is nou hier teenwoordig. Ja. Dit is hoekom jy lofprysing doen. Okay. En natuurlik soos hy gesê het, hart, sodat die vyand kan hoor, hier is die plek vir hom. Okay. Jy sien altyd ook, wanneer ons God loof, laat hy nie sy troon nie, hy woon mos in die loflied Ja. van sy volk. Ons lees in 2 Korintiërs 20 vers 22. Sien ons toe Juda hulle vyande in die gesig staar, het hulle sangers voor die leer geplaas, en die Here het 'n hinderlaag teen die vyand opgestel. Jy sien, lofprysing, dit verskuif mos jou fokus van jou probleme na God se grootheid. Dit bring vrede in plek van vrees. Dit skep geestelike atmosfeer waarin die vyand nie kan bly nie, soos ek gesê het mos. Hy hou nie daarvan nie. Hy wil nie God se naam hoor nie. Ja. Hy wil jou verhinder. Hy wil in jou brein kom dingetjies plant. Hoorie, maar moet so lekkerder wees op die golfbaan of soos jy in jou gevalletjie op jou game. Of in die shopping mall. Jy sien, ek het dit nie eens self gesê. Ek wil net nog Ja, weet jy, Pieter wil iets daar bygesit het, hè? Oor lofprysing. Wat is lekkerder om die almag in te roep of om die gees in te roep as om vrees in te roep? Hoekom lofprys ons, Chris? Soos jy reg gesê het. Want laat die Omdat vyand die hoor, duiwel kan hoor, en hy is nie daar is welkom nie nie. plek vir hom nie. Ja. Want die lig en die duister gaan ons nie saam nie. Die lig en duisternis kan nie saam om een tafel sit nie. Jy het either of die een of die ander een. En jy kan nie al twee aanbid nie. Dit is ook net soos wat die woord sê ook, jy kan nie vir Mammon en God loof en prys nie. Jy kan ook nie vir twee baase werk nie, want jy gaan die een afskeep. Wat is Mammon? Daai Mammon is geld God. God van geld. ja, daai dis is Mammon. like om jou kredietkaarte uit te haal. Ja. So aanbid ek nou vir Mammon as ek self Nee, man. Genade. Nee. As jy geld najaag, Hoe doen mense dit? cheat op jou tax. Ja. Geld verduister. Jy werk meer oortyd as wat jy by die huis is. Jy soek net meer. Want jy kan meer spend. Dit is. Ja. Ek het nie dit geweet nie. Daar's baie dinge wat jy nie geweet het. Maar gelukkig jy weet ek gaan as die klok 4 uur van ek huis toe. Ons is nog. Hoe kry jy dit dan hoe kry jy dit dan reg om al 10:04 in jou kar te sit? Ek sien. Dis steel. Ja, so Wat steel ek? Ek het so, nie Jy steel jy- tyd. jy pak mos nou al 4:30 op. Jy steel hulle tyd. Ek nog 3. Jy sien, dis jy word jy nie Ek was eintlik nie dit gesê het nie. Ek sal probeer om op. Nee, okay. Jy steel hulle tyd en jy word betaal vir daai tyd, dis diefstal. Laat ek kan oppak. hoe 4 laat uur. hoe laat is jou werkstyd? Wat sê jou kontrak? Tot 4 uur. Dan pak jy 4 uur op. 4 uur. Hmm. Ja, maar dan gaan die traffic erg wees. Dan sit Dink jy jy jy's die enigste wat in daai traffic sit? Nee, maar ek like om Selfsugtig, gou te reis te wees. Nou gaan ek my half langer vat. selfsugtig. Maar dis mos die regte ding om te doen. Wat? Die regte ding om te doen. Wat is die regte ding om te doen? As jy mos moet werk tot 4 uur om te werk tot 4 uur. Ja, maar nou gaan my alles verander. Dis die regte ding om te doen. Okay, dan gaan ek vir die werk sê, hoorie so, Eldien wil 'n halfuur se pay minder hê. Ek kan nie sonder reg geld hê. Jy weet ek wil 'n nuwe kar koop. Dan moet jy mos werk. Okay, ek sal werk. Jy sien daar kom dit nou weer in van diefstal. En dit is diefstal, want jy steel die mense se tyd En dan waar is jou waarvoor jy selfbeheersing? voor betaal word. Dis diefstal. Wat is selfbeheersing? My Vader in die hemel. Gee my krag, want ek nie alles gaan tydig nie, anders bloeis iemand. Nie regtig nie. Ja, Eldien, ja. regtig. In plaas van laat jy 20 oor 3 begin oppak, nê. Soos Pieter sê, hy gaan vir jou daai Bybel app stuur, Ja. nê. Lees 'n stukkie die Bybel uit. Sê Here, help my om die regte ding te doen.
As jy tyd sê ons 4 uur, is dit 4 uur. Ja. En as jy nou rarig bekommerd is om oor ter verkeer te sit, kry vir jou Christelike musiek en sit dit in jou kar. Praat met die Here. Wat gaan daai goed in my help? Dan praat jy Dit met gaan die jou Here. rustig maak. Ja. Jy hoef nie altyd net jou oë toe te maak en te kniel om te bid nie, hoor. Jy kan met oop oë in jou kar bestuur en jy kan met die Here praat. Ja, want ek het nou gesit en dink as ek nou my oë moet maak as ek moet bid, as ek ry, dit gaan 'n probleem wees. Mense kan sien jy is bond. Ek sê ek gaan ook bid. Jy kan heeldag, aldag met God praat, want hy's alomteenwoordig. Dis 'n WhatsApp call wat die hele tyd aanhou met die hele tyd met God se tyd vat. Of tyd met homself. Weet jy, dit is mos wanneer jy jou skatte bymekaar maak. Is om met God te gesels. Wat is skatte? Ek verstaan nie van die skatte nie. Google. Nou Google nie. Ek sê my foon minder gebruik. Ek gaan probeer om my foon minder te gebruik. Waarvoor kan jy hom minder gebruik? Vir games. Okay. Ja, ek sal maar 'n bietjie dink oor hierdie goede. Hoekom jy dink daaroor? Dit ook wat nou by my opkom is, hoekom dink ek oor? Hoekom nie net doen nie? Hoekom jy net aanvaar nie? Aanvaar net. Okay? Dis hoekom ek vir jou ook gesê het, begin jou dag vroeër. Ja. Dit is dan wanneer die Gees jou vat en hy lei jou in die regte rigting, dan sal dit nie vir jou 'n krisis wees om eers 4 uur op te En jy pak. het en dan het jy geduld in die verkeer. Ja, want ek het 'n baie goeie geduld hê. Jy sien. Die hele tyd my hoeter want die mense ry so. Ja. Okay, ek sê maar net, Nee. ek sal probeer om beter te wees. Moenie probeer om beter te wees nie, laat net toe. Dis al wat jy moet doen, is net toe te laat. Laat toe dat die Gees jou oorvat. Ja. Okay, dit klink Dit nogal is maklik Wat soos sê ek altyd? maklik soos val uit 'n boom uit, los die tak. Glo, glo, glo. Ja. Ja, een oor in wees. Jy weet jy moet actually hierso sit met een oor met een vinger in een van jou ore. En dan? Dat die goed kan in en dan blinde bly. Ek is jammer, ek kan nie so goed onthou om al die goed te onthou wat jy altyd vir my sê nie, Christus. Okay, sê vir my gou-gou, wat se level is jy met jou township? Level 49. Hoeveel Jy kan treine- dit onthou. Hoeveel wat? Hoeveel Bybelverse ken jy? Nie een nie. Moet ek een ken? Hoe gaan jy die vyand aanval? Hoe gaan jy teen die vyand beklei sonder dat jy die woord ken? Maar, hoe moet ek dit leer? Hoe het jy daai game geleer speel? Maklik. Net so en dan... Maar jy het begin hè. Ja, op het begin. Nou ja, Nou. dan maak jy die Bybel oop by die begin. Begin by die begin. En dan? Dan lees jy. Maar ek hoef seker nie elke versie te memoriseer nie. Nee, want jy sal nie kan. Nee, definitief nie. Maar hoe weet ek wat die versies moet ek leer? Weereens, laat die Gees jou lei. Dis hoekom ek vir jou die app gaan stuur. Ja, maar kan ek een versie kry wat 'n nice versie is? Ek Weet jy, nie wat dan ek dit moet is soos Pieter mos gesê. Jy bid, jy vra die Heilige Gees om jou te lei wat jy nou gaan lees. En dan sal 'n vers net vir jou uitstaan. En jy sal voel, hoorie maar, dit is vir my bedoel. Dis vir jou vir die dag. Dis jou dag se Dan kan vers. ek een versie kry wat vir my vir altyd iets gaan beteken. Seker ja. Dat die ene. Hoe moet ek weet? Hoe gaan die Heilige Gees met jou praat? Nou, geef my 'n versie. Psalm 121 vers 1. Wat sê dit? Sla my oë op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp kom van die Here. Wat is 'n mooi versie. Dis my vers. Okay. Dit is my to go to vers. Okay. Eldien, Johannes 3 vers 16. Wat sê dit? Want so lief het God die wêreld gehad. Ja. Jy kan verder gaan lees. Okay, laat ek dit nou maar gou Google, want gesien jy het nie vir my gesê nie. Hoekom wys ek jou gou hoe werk die app nie? O ja, Dan die app. gaan jy dit mos nou soveel beter verstaan ook. Download En ons jy nog. kan hom highlight, jy kan dit vir jouself copy en paste, jy kan dit vir vriende stuur, Dan is dit share dan. jy kan dit share. Dit is hoekom ons op die groep is. Help my gou net hierso. Maar jy kan ons sommer die app gou download. Ja, okay, ek download hom gegaan. Okay, hy's gedownload, maar hoe werk dit nou? Hoe moet ek nou gaan? Ai tog.
Hoe het jy jou game geleer speel? Ja. Dit was moeilik in die begin. Daai app is nie so moeilik nie. Jy maak die Hoe app dink oop, is dit maklik? Nou hoef ek nie meer vir Christus vra, was die Ou Testament en die Nuwe Testament nie. né? Ja, Hoekom dink jy ek vir jou gesê sy het verby die skool geloop? Sy het nie ingegaan nie. ja. Ek dink Johannes is in die Nuwe Testament nie. Maar ja, hierso is dit. Ek weet dit is nou maklik. Dis maklik. Dit het jy gesê in sy versie, Chris? Johannes Ja, Johannes. 3 vers 16. 3 vers 16. Scroll net gou af. Okay. Hoe weet ek wat se vertaling gaan ek Gebruik die 53 vertaling. 53. Ja. Ja, 33, 53. Hoekom moet ek dit Dis gebruik? die mees akkuraatste Bybel. Wat? Het jy geweet nie, die ander ene, wat is dit, die 83 is dit? 83. Daar's verse daar uitgehaal uit die Bybel. Daar is uitgehaal. Wie sal Okay, ons kan later by laat. Nee, nou, ons gaan nie nou deur mekaar Ja, praat. ja. Dit is vaste kos. Jy's nog op die vaste kos. nog 'n babietjie, nog kruip. Nog melk. Hoor. Dit het dan iewers het iets ingegaan. Maar het jy daai attitude gesien? Ja, die houding. Want ons het mos nou die app gekry. Nou strappe patrone. Ja. Ek sien sy het dit dan onthou. Ek wonder of sy dit nog onthou want sy by die werk is ook. Om 4 uur te loop in die 3:30. Ek gaan my bes te try. Kyk, so hierso is dit Johannes 3 vers 16. Kan ek dit maar lees? Asseblief. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So dis net so mooi versie. En nou kom ek wys jou hoe highlight jy dit. Hoe highlight jy dit? Dat ek sien. Net so. So en dan daaronder kies jy jou kleur. Pragtig. Sjoe, eintlik wil ek mens kan dit doen, nie? Okay, wat is die ander ene gewees? Psalm wat nou weer? 121 vers 1. Ons Psalm. Ja, dis in die Ou Testament. is heel agter in jou Bybel. Dis in die Ou Testament, ek het dit gekry. Het jy ooit 'n Bybel by die huis? Ja, maar ek het hom. Wanneer laas jy hom oopgemaak? Hy is op langs my bed nou. Wanneer laas jy hom oopgemaak? Ek het R100 daar ingesit. Wat? Ek het dit gekry. Nee. Nee, ek weet nie. Wat het jy gesê Psalm 121, né? Ja, Wat het dokter gesê, nie jy nie. Okay, sorry. Wat het dokter gesê? Psalm 121 vers 1. Maar ek gaan dit oplees. Wie het die Psalm geskryf? Dawid. Dit staan nie so hier nie. Psalm van Dawid. Bedevaartslied. Dit sê hierso, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde. Jy sien, soms as jy met my praat slaan ek my oë op na die berge. Sal my op. Maar dis nogal mooi. Verder sê hy kan nie jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie slymer nie. Is dit wat jy gesê het, Chris, van God nie vakansie vat nie? Korrek. Want dit sê hierso jou bewaarder kan nie slymer nie. Slymer of slaap. Ja, in die volgende verse sê kyk die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. Dis nogal 'n baie mooi Psalm. Sien jy daai liefdesbriewe, hè? Wat God vir jou geskryf het? Jy moet net gaan oopmaak en lees. Dis eintlik nogal pragtig. Miskien kan ek in plaas van game net op die app bietjie kyk. Ja. Okay, dit is fantasties. Hier's leesboeke ook. Ja, En hier's nog wel 'n oulike enetjie wat ek dink wat ek kan lees. Okay, Eldien, jy kan dit alles by die huis gaan doen. Dit sê hierso wag. Nee, daar staan nêrens wag. Wag, ek wil vir jou verduidelik wat jy sê. Hierso staan hernie jou denke, detox jou gedagtes. Dan kan dit my help om beter te voel oor die aanvalle van die duiwel. ja, Ja, verseker. natuurlik. Sjoe, dis pragtig. En as jy daar verder gaan Google, sal jy daar gaan kry ook gawes van die Gees. Dat ek dit gaan Jou kyk. geskenke. My geskenke, ja. Gawes van die Gees. Hoe staan my sy gawes? Genade. By die skool opgeloop. Ek toe maar, ek weet dit. Maar jy weet jy nie, haar ouers is eintlik baie gechaft met haar. Toe sy klaar maak met skool, toe kry hulle alle skoolfonds terug. O, okay. Want sy het niks geleer nie. Okay. Eldien, sê jy nie dalk miskien verder wil studeer nie? Ja, Good golly. en wat? Teologie. Time management.
Ja, Wat is teologie? teologie, Bybelkunde, Bybelstudie. Maar waar doen 'n mens dit? Dit kos ons baie geld om te leer, man. Is dit? Ja, Hoeveel kos hy rok vir jou net? R800. Jy kan ten minste 3 vakke skryf. 3 vakke. Ja. R800. En daai rok gaan ons flenters raak en verniel. Ja. En jou Uitgewas. kennis kan nie. Want God sê vir ons ook in sy woord, my volk gaan ten gronde weens die gebrek aan kennis. Maar, okay, so as jy sê dit kos, ek bedoel dokter sê dit kos nee, R800 vir 2 of 3 vakke. Waar doen Nee, ons kyk maar net, ons is net 'n rowwige een wat ek Ja. uitgewerk het, maar ons kyk na WOX. Wops. Maar Eldien, ek het nou al gesien daar by die werk. Jy hou nogals daarvan om met mense te gesels. Onthou jy vir Jill, jy skuld daar nog 'n oproep. Ek weet ek skuld. Sy doen berading. En ek Jill ook hier gestudeer. Sy doen dit Sy- nog steeds. Dis Nog hier nog steeds? steeds van ons, ja. Nog steeds. Sy is so slim en Hoe weet jy sy is slim? want ek kon gehoor het ek met haar gepraat het. Wie sê sy wat slim is? Hoe weet jy dis die AI wat praat daaroor? Hoe kan jy met AI praat as jy so met my praat so vinnig? Haar antwoord was net so, dit was nie AI. Presies. Wat beteken dit? Skakel volgende week in of duidelik. Okay, ek sien hier is baie nice leesplanne van die vrug van die Gees, die krag van die Heilige Gees, die 7 rolle van die Heilige Gees. Ek dink ek het 'n bietjie leeswerk om te doen. Maar jy het gesien, as jy dit begin lees, maar soos Pieter ook gesê het, as jy begin leer, jy kry kennis en dit maak jou honger vir nog. Okay, maar vertel my net 'n bietjie meer van hoe kan 'n mens hierdie goed leer? Is dit moeilik? Verskriklik hoor, verskriklik. Kan jy optel? Ja. Nie mense Kan jy langs die tik? pad, nie mense langs die pad. Kan jy Ja. tik? Daar kan dit kan ek goed doen. Kan jy lees? Ja, Dan is dit nie moeilik nie. maar ek is so goed met spel nie. Jy het nie nodig om te kan spel. Jy moet net kan lees. O, Want jy kry jou eksamens online. Jy doen alles online. Eksamens, glad nie moeilik nie. en hoeveel moet ek hê om deur te kom dan? Hoeveel wil jy hê? Ek wil seker goeie punte hê. Sê vir my gou 'n ander ding. As jy dokter toe gaan en hy sê jy gaan vir 'n operasie Ja, en jy kan kies tussen dokters wat jou gaan opereer. ja. Die een het 20% gekry slagsyfer, daai het 30, daai het 50, daai het 60, daai het 80, daai het 100. Wat wil jy moet op jou Die opereer? 100% ene. Daar is jou, daar antwoord jy jou eie vraag. Ja, okay. Nou verstaan ek. En dit is soos Chris ook gesê het, as jy eers begin en daai goggetjie het jou gebyt. Hierdie box wat jy van praat, né? Het hulle, hoe verstaan dit? Word of God Seminary. Word of God sê nie. Ja. Hulle op Google. Hulle is op internet by www.wox.co.za. Dis van die box. O, genade mensie. Goed om te spel, hè. WOGS. Okay, www.wox. Word of God. Seminary. Nee, dis die eerste lettertjie van elke woordjie. Hi. Sien ek het jou gesê, sy het verby die skool geloop. Dit sê wat sê hy, né? Ja. Okay. En dan gaan jy net daar en dan begin jy. Maar wat moet ek weet hoe om te begin? Dit is nou die ding. Ja. Waaraan stel jy belang? Ek weet nie. Dit klink goed, begin daar. Maar hoe moet ek weet wat ek wil doen? Wat se tipe goede is daar? Teologie, ministry, Berading. berading, counseling. Counseling? Ja. Dit is mos vir Jill is. Jill doen. Ja. Maar ek sê so goed wees soos sy ooit doen. Hoe weet jy, as jy dit nog nie probeer het? Dis waar die gawes inkom. Ja. En dit is hoe jy jou gawes groei, die gawe groei. Die vrug van die Gees, dan begin dit mos nou groei, want jy voed hom mos nou. Okay. So is dit net bid en Bybel lees nie? Nee. Sê die Here nie vir ons in sy woord dat ons moet mediteer op sy skrif nie. Ja, ek het al so iets gehoor. Lang terug. Wat beteken dit om te mediteer op 'n skrif? Ek het geen idee nie. Jy moet dit nie net lees en laat dit verbygaan nie. Mhm. Jy moet nie net verby die skool loop nie, jy moet ingaan en gaan swat.
Actually. So die versie wat ek nou of die versies wat ek in die oggend lees, moet dit dan soos van vir my iets beteken. Jy oordink dit die heel dag. Okay. Probeer dit onthou Okay. en leef dit. Dit is so maklik soos dit. So dit wat ek in die oggende lees, wanneer ek my halfuur vroeër opstaan, moet ek deel maak van my lewe. Die maak 'n deel van jou dag. Okay. En môre doen jy presies dieselfde. En dan kan ek soos heeltyd op 'n WhatsApp call met God wees. Dis korrek. En heeltyd Video call. 'n video call. Want hy sien jou. Ja, dis nogal oulik. Hy sien alles wat ek verkeerd doen. Korrek. Hy weet al klaar wat jy gaan verkeerd doen. Ek sal nie 'n kroek op my taxi doen nie, ek het besluit. Ek het nou gedink daaroor en ja. Ek gaan maar iedere geldjies inbetaal. Wie sê dalk hoef jy nie eens in te betaal. Maar het jy nie geskiep 3 jaar om nie in te vul? Jy moet jou arme man die helfte van jou pak slaag gevat het. Ja. Jy nie so gesê nie. Ja. Maar hoe weet jy daarvan? Met alles. Ek het gehoor toe Sars my dan gebel het by die werk. Korrek. Ja, dit was 'n storie, maar ek sal weet dit doen nie. Ek sal weet. Jy sien, dit is ook om vir jou sê, doen die regte ding. Ja, jy sê dit elke keer vir my. En jy sal ook vind dat hoe verder jy begin studeer Ja. en hoe meer jy mediteer op die skrif, raak dinge vir jou net makliker. So miskien gaan ek dan net so moeilike student wees. Moeilike student. Moeilike kliënt. Kliënt. Ja, moeilike kliënt. Van Dr. Boys, pastoor Boys en Ja. Jy sien, dan gaan jy baie van jou eie vrae kan antwoord. is dit ek my wil hê ek moet leer dat ek Kry Bybelkennis. Dan kan jy vir die duiwel ons antwoord deur die woord. As hy pentjie die verkeerde ding wil tik op jou teks vir hom. Ja. Dan sê o nee, God het gesê ek mag nie dit doen nie. Want dit staan geskrywe. Ek het nou net vir jou vrou gehoor, Chris, dat By my vrou. Jy ja, moet op met my vrou te praat. sy's baie nice. Jy moet op met haar te praat want jy gaan dit deurmekaar maak. Hoekom? Self blond. Nou kom ek. So, ek wil net iets weet. So, sy het vir my gesê, haar man jok nie. Want hy entertain nie die duiwel nie. Dis wat sy vir my gesê het. En dit was vir my so mooi gewees. So ek dink ek gaan daaraan vasklou. Jy mag maar. Ek moet nie my tax-return druk nie, ek moet nie tyd steel by die werk nie. Dit is alles deel van jok. Dis korrek. Okay. Ek gaan regtig hard moet werk aan myself. Dit is nie nodig dat jy hard werk aan jouself Nou, maar nie. wat moet ek Let go, let God. Jy gee net oor. Let go and let God. Dit is so lekker let go en let God nie. Daar is ja. Ek het dit nou net op Joy Radio gehoor. Ek dink, ja, ek het dit op die Morning Mingle gehoor. O, soms prof Aubrey. Ja, is dit dieselfde Aubrey? Korrek. Ja. Dis waar ons studeer. Oh, jeez, nou is ek excited. O, jy geskenke kom. Jou geskenke is op pad. En ek het Aubrey se nommer. Wag, laat ek net gou kyk. Kan jy dit asseblief, kan iemand dit vir my gee? Kan ek dit net gou weer sy op my foon? Hou gou net aan dat ek kyk. Hou net aan. Okay. Eldien hierso. Ja, 076 ja, 479 ja, 7517. ja. Okay. Professor Burger vir jou. Okay. Sjoe, dit is nogal so 'n klein wêreld, né? Ek het nie geweet dis dieselfde stasie wat ek nou luister met dieselfde. En weet jy, ons almal is in verskillende windrigtinge van Suid-Afrika. Hoe werk dit? Dis net God wat so werk. Ek sit in Gauteng, Ja, Chris sit in PE, ja. Aubrey sit in die Vaaloewer. Sjoe. En dan het ons Julle ken mekaar en julle is deel van dieselfde kerk en Dis hoe God ons bymekaar gebring het. sjoe. Dan en Jill? Chill. Ja. Ook daar in Vaaloewer. dis Aubrey se vrou. Wat? Is Jill professor? Ja, Eldien, dit is so. So Jill is Aubrey se vrou. Ja, Sjoe. Dit is 'n klein en ons wêreld. almal leer deur hom. Maar in elk geval, Eldien,
Ek het ongelukkig 'n ander afspraak nou hierna. Ag, maar ek kuier nou so Jou lekker. uur het uitgeloop. Maar ek kuier nou so lekker. Nou gaan sit daar buite en kuier verder. Tyd, time, sien jy? Ek het my goed so beplan. Dink jy ek kan 'n koppie tee saam met jou vrou drink? Dis hier, O, dis winkels toe. winkels. Oh. By watter winkel dan kan ek hom miskien daar kry? Eldien, Ja. jy moet in vrede gaan. Ek dink, terwyl Pieter nou nog hier is, ons kyk of jy nie dalk môre of so kan inpas weer nie. Okay, 100%. Dalk na 'n kerk of iets. Okay, ek sal sorg dat ek by die kerk is. Dan kan jy kom met nog vragies. Ja. Maar ja, lees jou Bybel bid elke dag, want dit gee jou krag. Baie dankie. Ek waardeer dit is so nou hierdie lekker gesprek. Alright, nou net voor jy weghardloop, ons Ja. sluit die oë. Okay. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here ons God, Vader, baie dankie vir die geleentheid wat ons nou weer gehad het, Vader, om oor U te kom praat, om by U te kom leer, om die waarheid te kom hoor. Here, ek wil U vra, versterk ons gees, en ja, Here, sodat ons so sal lewe, dat ons ligte helder vir U sal skyn, en dat ons so ook die wêreld 'n beter plek kan maak. Vader, ons loof en ons prys en ons dankie daarvoor, in die grootste naam wat ek ken, dis Yeshua Mashiach. Amen. 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 Baie dankie vir die geleentheid om hier te kan wees. Ek waardeer dit baie opreg. Baie dankie dat jy die moeite gemaak het om in te kom. Spesiaal vir my. Ja. Altyd vriende, ek hoop julle het dit geniet, sodat ons geniet het. En ja, as julle nog enigstens bemoediging of gebed of iets nodig het, skakel my gerus op 083 232 2442. Julle kan ook my broer skakel. 083 ek jok 068 577 9817. Ek gaan nou nie sê julle kan vir Eldien skakel nie, want sy drink nog melk. Maar yes, vriende, Maar kan ek my nommer ook gee? As iemand my dalk wil bel. jy gaan eers dalk 'n bietjie moet leer. O, Okay. Baby steps. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom. Shalom.